Met ons skriflesing is vanmôre uit die woord van die Here uit Lukas 8 vanaf vers 40 tot 56. Voor ons lees gaan ons net saam bid. Almagtige God en Hemelse Vader, Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kom vanmôre om vir U te aanbid, om U toe te bring die lof en die aanbidding van ons hart. Ja, Here, dat U die lewende God is, dat U die soewereine God is, dat U die heilige God is, dat engele voor U aangesig dag en nag uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Ja, Here, en dat ons die voorreg het om vanmôre ook saam met hulle en saam met so baie ander gelowiges oor die wêreld heen bymekaar te kan kom om U te kom aanbid en U te eer. Dankie, Here, dat U vir ons U seun gegee het om in ons plek te kom sterwe, dat U vir ons na U self toe geroep het. Jesus Christus, die saligmaker, die verlosser, waar ons die laaste tyd ook weer opnuut gedink het aan die koms van die Heilige Gees, dat U hom ook gestuur het om vir ons in die hele waarheid te lei, om in ons lewens te werk en in die kerk se lewe. En daarom bid ons, Here, laat U koninkryk kom, ook in hierdie môre, so baie wêrelddele ook hier by ons. U koningskap gevestig word in die harte van mense en U so verheerlik word, Here. Ja, dat U wil sal geskied in die hemel net so ook op die aarde. Dankie, Here, te midde van wat in die wêreld aan die gang is, die beroeringe wat daar is, die oorloë en die gerugte van oorloë. Dat al hierdie dinge, Here, maar net U voetstappe is, wat ons hoor van die naderkoms van die tweede koms na die wêreld. Dat hierdie dinge baie keer maar net die begin is van die einde. En dat U vir ons ook oproep daardeur. As julle hierdie dinge sien, dat ons waaksaam sal wees. Dat ons die geleenthede sal gebruik. Dat ons nie sal wees soos die 5 dwaase meisies wat aan die slaap geraak het en geen olie gehad het en toe U gekom het en die deur gesluit was, dat dit te laat was nie. U laat ook hierdie dinge gebeur, Here, om vir ons op te roep dat ons na U toe moet kom. Dat ons, Here, die olie in ons lampe moet hê brandend wees vir U en vir U koninkryk. Ons bid, Here, dat U ons oë daarvoor sal oopmaak. Soos U sê ook in die woord, die tyd van slaap is verby, word wakker. Want ons is nou nader aan die einde as toe ons tot geloof gekom het. Here, ons het so baie dinge om vir U te dank. Dankie vir U sorg, gesondheid, dat ons ook vanoggend hier kan wees. Ons dankie ook, Here, dat daar op so baie plekke goeie oeste was, en is, en nog besig is om af te haal. Op 'n stadium 'n bekommernis was daaroor, maar so voorsien U. En dat U vir ons sal help, Here, om nie net met ons woorde dankie te sê, of af en toe 'n gebed nie, alhoewel dit belangrik is. Maar soos Paulus sê, julle het julleself eers vir die Here gegee. Julle het julleself aan die Here toegewy, uit dankheid. En mag dit wees, Here, dat ons ook met al die gawes, en die seën wat ons uit U hand ontvang, nie daardeur weggetrek word, van iemand nader getrek word, en dat ons lewens sal wys, dat ons dankbaar is. Met 'n nuwe oorgawe en 'n nuwe toewyding aan U, om U in opregtheid te dien en te volg. Ons sal wees soos daardie 9 melaatses wat nie omgedraai het om dankie te sê nie, maar soos die een wat gekom het en U gedank het vir die genesing. Werk ook so in ons lewens, Here, dat ons lewens gevul sal wees met toewyding en dankbaarheid ook aan U. As ons vanmôre dan, Here, ook bid vir die vaders. U sê in die woord die belangrike rol van die vader in die gesin. Sy roeping
sy verantwoordelikheid. En waar dit in baie se lewens so vaag geword het, bid ons dat U weer hulle sal opwek en oproep om die verantwoordelikheid wat U aan hulle toevertrou het, raak te sien. Die groot vreugde om ook hulle gesin, hulle vrou en hulle kinders van die Here te leer en te lei en so U naam te verheerlik. Waar daar gesonde huise is en gesonde gesinne, dat U koninkryk ook daardeur kan kom op 'n besondere manier. Wees dan ook vanmôre hier, Here, as ons die woord open en praat met ons deur die Heilige Gees. Ons vra dit in U kosbare naam. Amen. Vers 40, toe Jesus van die oorkant af terugkom, het die mense hom verwelkom, want almal was om te wagte. Skielik kom daar 'n man aan. Dit was Jairus, 'n raadslid van die sinagoge. Hy het op sy knieë voor Jesus se voete geval en hom gesmeek om na sy huis toe te kom. Want sy enigste dogter het op sterwe gelê. Sy was omtrent 12 jaar oud. Op pad daarheen het die mense om Jesus saamgedrom. Onder hulle was 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het alles wat sy gehad het aan dokters uitgegee, maar niemand kon haar gesond maak nie. Sy het nader gekom en van agter af aan die soem van sy klere geraak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Jesus vra toe: "Wie het my aangeraak?" Toe almal ontken dat dit hulle is, sê Petrus: "Here, die mense drink tog rondom U saam en druk toe nie." Maar Jesus sê: "Iemand het my aangeraak. Want ek het agtergekom dat daar krag van my uitgegaan het." Toe die vrou sien hy weet dit is sy, het sy van angs gebewe en voor hom kom neerval. Daarvoor al die mense vertel sy hom toe waarom sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Toe sê hy: "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede." Terwyl hy nog praat, kom daar iemand van die raadslid van die sinagoge se huis af om te sê: "U dogter is al dood. Moenie nog ons leermeester lastigval nie." Maar Jesus het gehoor en sê vir hom: "Moet jou nie ontstel nie, glo net, en sy sal gered word." Toe Jesus by die huis kom, het hy niemand toegelaat om saam met hom in te gaan nie, behalwe Petrus, Johannes en Jakobus en die kind se pa en ma. Die mense daar het almal gehuil en oor haar rou bedryf. Maar Jesus sê: "Moenie huil nie, want sy is nie dood nie, sy slaap. Sy slaap net." Hulle het hom uitgelag, want hulle was seker dat sy dood is. Maar Jesus het haar hand gevat en uitgeroep: "Dogtertjie, staan op." Haar lewe het teruggekom en sy het onmiddellik opgestaan. Toe gee Jesus opdrag dat hulle vir haar iets te ete moet gee. Haar ouers was stom van verbasing en Jesus het hulle verbied om vir iemand te vertel wat gebeur het. Tot sover die woord van die Here. Nou wanneer ons vandag oor die geskiedenis van die wêreld terugkyk, dan is daar een unieke stroom van invloed wat nie deur militêre oorwinnings of politieke ideologieë of selfs deur ekonomiese mag gekom het nie, maar deur barmhartigheid. Die barmhartigheid van Jesus, soos dit in sy lewe was, soos dit in sy bediening was, geopenbaar was in sy kruisdood, is 'n nalatenskap wat verskeie wêreldkulture, gesinne en harte verander het. En mens sien dit deur die geskiedenis heen. Oral waar die evangelie verkondig was, het mens dikwels gekry saam met dit barmhartigheid. Sendelinge het hospitale oopgemaak. Hulle het skole gebou. Selfs hier in ons land was daar vroeër jare, ek onthou ek het naby ingebly vir so 3 maande, al by Metse Abopelo, naby Tsanin se wêreld.
wat nog 'n sendinghospitaal was. Staat het dit later oorgeneem. Barmhartigheid. En baie van dit het gekom as gevolg van die invloed van die Christelike geloof, die voorbeeld van Jesus self met 'n barmhartige hart. Hy het miljoene geïnspireer deur die eeue heen, armes te help, hospitale te begin, weeshuise te bou, slawerny te bestry, die vyand te vergewe, verhoudings. Dis die fondasie van baie gemeenskappe deur die eeue heen, totdat die Christelike geloof begin agteruitgaan en verdwyn. Nou sedert die sondeval is ons as mens hier op aarde onderworpe aan siekte en rampe en dood. Dit gebeur om ons. Jy voel dit aan jou eie liggaam. Maar omdat die Here ook vir ons vermoë gegee het om in liefde en in verhoudings teenoor mekaar te staan, bring hierdie siekte en dood ook uiters intense hartseer en droefheid. Jesus het hierdie lyding verstaan. Dit wat siekte en dood bring. Jesaja het voorspel, Jesaja 53 vers 3, hy sou 'n man van smarte wees, bekend met krankheid. Toe hy die hartseer sien van mense by die dood van Lazarus, staan daar, was hy diep geroer in sy gees. Hy het gehuil. Hy het geweet hy sou Lazarus opwek, maar hy was bedroef toe hy sien die geweldige impak van sonde en van dood in hierdie gevalle wêreld. Maar ten spyte van sonde en die verwoestende gevolge daarvan, leer die Bybel vir ons daar is een wat met krag kom en gekom het om hierdie vloek van sonde en dood om te keer. Om siekes te genees, om die paradys te herstel. Die Ou Testament voorspel dit, die Messias wat sou kom. Hy sou die een wees wat 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sou skep waar daar geen siekte en dood en hartseer sou wees nie. En hierdie vervulling het gekom in die Nuwe Testament deur die persoon van die Here Jesus. En hier in Lukas sien ons twee voorbeelde van hierdie bonatuurlike deurbreek van die mag van God wat hy het oor siekte en oor dood. Jairus se dogtertjie en die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Dat hierdie verhaal verwys ons ietsie van die persoonlike hart van die Here Jesus en sy bediening. Ons het in die vorige gedeelte gesien hoe hy 'n man wat van die duiwel besete was, bevry het. En hier kom hy met 'n hart van meegevoel. En hy genees hierdie dogtertjie en hy genees hierdie vrou. Ons sien in hierdie verhaal die toeganklikheid van die Here Jesus. Vers 40 sê, toe Jesus terugkeer, het die mense hom verwelkom, want almal het hom verwag. Hy het teruggekeer na die Weskus van die see van Galilea, waar hy voorheen ook wonderwerke gedoen het, en hier staan hy's met warmte verwelkom. Mense het hom ontvang, absoluut in teenstelling met die vorige gebied waar hy was, in die oostelike gedeelte van hierdie see van Galilea, waar hy die besetene genees het en die mense gevra het, asseblief Jesus, gaan weg van ons. En soos ons gesien het, Jesus het nooit weer teruggekeer na daardie gebied toe nie. Maar hier staan hierdie mense, het hom verwelkom. Hulle het gehinker na sy teenwoordigheid. Hulle wou hom daar gehad het. En dit sê vir ons iets van die hart van die mens ook. Die een wat gewillig is, wat 'n hart het, wat 'n ontvanklikheid het na Jesus, hy kom graag na so 'n mens toe. En in hierdie skare mense kom 'n man na vore met die naam Jairus. Staan, hy was die owerste van die sinagoge, hy was 'n plaaslike leier in daardie Joodse gemeenskap,
Hy was verantwoordelik vir die orde in daardie sinagoges en hulle eredienste, maar ten spyte van sy posisie staan hier, hy hardloop en hy val neer aan die voete van Jesus. 'n Daad van desperaatheid en geloof. Gisteraand luister ek ook iemand wat sê, jy kan wat hê in die lewe. Jy kan al die besittings hê en al die geld in die bank en al die goed, maar as jy siek is en jy's dodelik siek, is daar net een ding wat saak maak en waarop jy konsentreer. En dis daai siekte. En hier's 'n man, 'n belangrike man, so desperaat. Hy val aan die voete van Jesus neer, want sy enigste dogter, 12 jaar oud, lê op sterwe. En ons almal weet die nood waartoe siekte en dood vir ons drywe. So desperaat. Aan die voete van Jesus, hy gee nie om wat die mense rondom hom sê nie. Hy was in belangrike sosiale kringe beweeg en godsdienstige aansien, maar op hierdie stadium in sy desperaatheid soek hy na Jesus en hy gee nie om wat die mense daarvan hom dink nie. Want hy glo hier is sy enigste antwoord. Sy liefde vir sy dogtertjie, sy enigste dryf hom daartoe. Baie keer dat ware nood 'n mens tot by God bring. En hier staan dat Jesus nie antwoord met woorde nie, maar hy gaan saam met Jairus. En hy loop saam met hom na die huis, toe na hierdie dogtertjie wat siek is. En toe hulle op pad is, die skare neem net toe, miskien het hulle verwagting dat iets gaan gebeur. Hulle verdring hom van alle kante, hulle stamp teen hom, eintlik 'n chaotiese toneel. Maar ten spyte van al hierdie drang is Jesus bewus van elke persoon rondom hom. En in hierdie massa's mense is daar nog 'n desperate vrou. En sy beweeg stil weg tussen hierdie massa. Sy ly al 12 jaar lank aan bloedvloeiinge, ginekologiese probleem. Fisies verswak. Sosiaal en godsdienstig was sy geïsoleer gewees, want volgens die wet van Moses is sy as onrein beskou in daardie tyd. En enige iemand wat haar aanraak sou ook onrein geword het in hierdie geval, volgens hulle wette daai tyd. So sy het 'n afgesonderde lewe gehad. Verwerp deur die gemeenskap, deur die godsdienstige aanbidding van die Here. En daar staan ook, sy het alles uitgegee op dokters, maar sonder enige genesing. En as jy gaan lees die skrikwekkende oplossings wat van die dokters in daardie tyd gegee het vir hierdie siekte, skrikwekkend, jy sou net erger word. Maar sy het alles probeer, in haar desperaatheid, in haar roepe, in haar soeke na gesondheid, alles, elke sent uitgegee, sy het niks meer oorgehad nie, en sy is verwerp deur die gemeenskap, maar Jesus sien haar raak. Totale toestand van hopeloosheid. Lyding, mislukking, isolasie. Vir 12 jaar lank, dieselfde lengte van die leeftyd van Jairus se dogtertjie van 12 jaar. As sy besluit op hierdie dag, kom sy met geloof. Sy sê nie 'n woord nie. Sy vra nie formele seën nie. Sy vra nie aandag nie. Sy was nie gewoond aan aandag nie, so sy vra ook nie hier aandag nie. Sy kom stilweg en hy raak die soem aan van die Here Jesus. En die moment toe sy dit aanraak, is sy genees. So anders as die charlatans vandag wat in baie van kerke en goed sogenaamde wonderwerke en genesings doen, wat nooit werklik eintlik plaasvind nie. Waar Jesus genees het, onmiddellik het dit gebeur. Onmiddellik is dit gestop. Dit het gewerk, dit is 'n wonderwerk. Niemand kon dit bevraagteken nie. En die mees aangrypende ook dat Jesus dadelik stop en sê, wie het my aangeraak? Klink onredelik om dit te vra. Dis die disippels wys daarop. Maar staan Jesus sê, iets het krag het van my uitgegaan. Iemand het hom aangeraak
in geloof. Hy stop die hele proses. Selfs die dringende versoek wat hang van Jairus se dogtertjie wat op sterwe is, en hy stop hom by hierdie vrou, hierdie onbekende vrou, stil te staan. Hy is toeganklik. En sy kom na vore, sy bely alles. Haar siekte, haar daad, haar geloof. En Jesus antwoord haar sonder om te veroordeel. Net 'n liefdevolle bevestiging, dogter. Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Die woord dogter is 'n unieke in die evangelies. Mens lees dit eintlik nie op die ander plekke nie. Dat hy vir hierdie vrou sê, ek gee vir jou genesing. Ek gee vir jou eer. Ek herstel jou. Sy's nie net 'n vrou met 'n siekte nie. Sy word 'n geliefde kind, 'n dogter van God. Hy sê dis nie haar aanraking wat die genesing gebring het nie, maar geloof. Haar geloof. En dat Jesus stop om hierdie vrou, hierdie verwerpte vrou, vir haar te sê, maar jy is gered, jy is liggaamlik en geestelik gered en herstel, en dan staan hy, stuur haar weg met vrede, met shalom, wat beteken innerlike rus, heerlikheid, volheid van lewe. Hy hou hom besig met die individu. Baie mense dink, maar ek is nie belangrik nie. Waarom sal God aan my aandag gee? En my probleme is te veel. Hier is 'n voorbeeld. Die Here sien hierdie vrou raak in haar nood, in haar pyn, in haar gebrokenheid. Sy was buite die tempel, maar nie buite Jesus se hart en sy lewe nie. Sy het stilweg gekom, maar hy openbaar en hy stuur haar openlik weg. Hy herstel haar eer. Hy sê vir die mense in hierdie gemeenskap, hierdie vrou is gesond, ontvang haar. Terwyl hy met haar gepraat het, kom daar 'n nuwe wending. Die boodskapper van Jairus se huis af bring die nuus, die dogter is dood. Moenie die meester langer lastig val nie. En ek moes dink, hierdie man, wat homself verneder het aan die voete van Jesus geval het, sy enigste dogter op sterwe. En hier kom die doodsberig. En as daardie doodsberig kom, soos jy en ek weet, dood sê, dis die einde. Die laaste bietjie hoop wat hy gehad het, is uitgedoof. Terwyl iemand leef, dan glo jy, daar's nog hoop. Maar dood sluit die deur. Hy het sy dogter probeer red, hy het na Jesus gehardloop, maar nou was dit te laat. En dan staan Jesus het dit gehoor. En hy antwoord en hy sê, moenie vrees nie. Glo net. En sy sal gered word. Hy ontken nie die dood nie. Hy ontken nie hierdie tragedie nie, maar hy beveel Jairus, moenie vrees nie. Moenie dat dit jou oorweldig nie. Dis nie noodwendig die einde nie. Dis nie verby nie. Glo net. Hy gee nie valse hoop nie. En hy neem 3 van sy disippels saam na die huis toe. En volgens die gebruik van daardie tyd het die mense al getreur. Hulle het mense gehuur. Sodra iemand gesterf het, kom daar gehuurde roubeklaars. Hulle vul die huis met gehuil en geween en treurmusiek. Die dood was vir hulle werklikheid. Die pyn is sigbaar. En dan sê Jesus, moenie huil nie. Sy het nie gesterf nie, sy slaap. En dan spot. Hulle weet mos. Mense van daardie tyd weet, hierdie persoon is dood. Ons ken dood. Hulle lag hom uit. Maar Jesus kyk met 'n ander perspektief en dikwels word die woord slaap ook in die Bybel gebruik vir gelowiges, dat hulle nie fisies doodgaan nie, maar dat hulle vir ewig sal lewe. En Jesus het geweet hy sou haar wakker maak. En dat hierdie eintlik vir u en vir my ook wys, dood is nie noodwendig die einde vir gelowiges nie. Dis net 'n slaap.
En hierdie dogtertjie met 'n gebaar van sagtheid, met liefde, sê Jesus, dogtertjie, staan op. Meisie, staan op. Geen drama, geen magiese ritueel, net die woord van die lewende seun van God. En sy staan onmiddellik op. Sy kry iets om te eet. Volkome herstel. Almal verstom, verbaas, vrees, blydskap. En dat hierdie toneel ook vir u en vir my tot baie bemoediging is en versterking. Dat dit ook vir u en vir my wys dat die Messias wat voorspel is in die Ou Testament en in die Nuwe Testament gekom het, gesterf het aan die kruis en opgestaan het uit die dood. Hy het mag oor lewe en dood. Hy is die groot geneesheer, hy is die opwekker van dooies, waar die wêreld 'n einde sien en ons leef in 'n sterwende wêreld as gevolg van sonde, is daar siekte en dood, waar alle hoop wegval, is hy die een wat lewe kan spreek. En ook in u en my situasie. Baie keer kom daar tye van wanhoop. Kom daar tye wat jy geen lig sien nie. Dis net donker hier in ons menslike bestaan. Dit lyk of daar geen hoop is nie, maar dat hierdie gedeelte vir u en vir my ook sê, hy wat mag het oor lewe en oor dood, kan lewe spreek. Waar daar verlies is, waar daar pyn is, waar daar uiterlike hopeloosheid is, deur geloof, dat Jairus hoor die woorde, moenie vrees nie, glo net. Jy kom nooit te vergeefs na Jesus nie. Nooit nie. Selfs al lyk dit of die tyd opgeraak het en verby is, sy tydsberekening is altyd volmaak. Jy kan dink is verby, niks in my lewe kan meer verander nie. Kyk hoe lyk dit. Kyk hoe sleg het dit geword. Jesus kan lewe bring. Hy kan dinge verander. Die wat in geloof na hom toe kom, tot hom nader. Die wat voor hom buig, die wat hulle toevlug in hom soek. Hy kan elke traan afvee. Hy is die laaste woord. Nie jou beproewing, nie jou versoeking, nie jou moeilike omstandighede het die laaste woord nie. God het die laaste woord. En die woord is nie die dood nie, maar is die lewe. Dogtertjie, staan op. En sy het opgestaan. En sy het gelewe. En Jesus vir die vrou ook sê, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons vanmôre weer in u woord net ietsie kan sien van die karakter en die hart van die Here Jesus. Dat daar niemand is wat weggestoot word nie. Dat u vir ons almal steeds uitnooi. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal vir jou rus gee. Dat geen krisis buite u beheer en u almag is nie. En dat ons in geloof na u kan kom. En dat as ons roep, dat u hoor. O Here, so baie keer vind ons toevlug in baie ander dinge. Daar is so baie wat hulle toevlug soek na dwelms en drank en plesier en verkeerde dinge. Mag dit wees dat ons soos Jairus en soos hierdie vrou leer. Die antwoord vir ons lewe is aan die voete van die Here Jesus. En dat u medelee met ons het. En dat u ons ontvang en ons roep hoor. En mag dit wees, Here, as daar ook vanmôre iemand is wat hierdie hartseer het en hierdie droefheid het, dat u ook in hulle lewens lewe mag spreek. Soos u inderdaad gesê het, u is die weg, die waarheid en die lewe. Skyn in ons harte, Here, deur u lig en u lewe. Ons vra dit om u naam se ontwil. Amen.